Kom ons word nou stil voor die Here. Stuur u lig en u waarheid, o Here, en laat die ons lei, laat die ons bring na u heilige berg en na u woninge, dat ons kan ingaan na die altaar van God, na die God van ons jubelende blydskap. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God onse Vader en die Here Jesus Christus in die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. En so pas dit ons ook dan vandag hier dat ons by mekaar is om onsself te verootmoedig voor die Here en na sy heilige wet te luister, soos hy dit laat opteken het in Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. En die eerste gebod is, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Tweede gebod is, jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God,
wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Die derde gebod, mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Vierde gebod, gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde, die see en alles wat daarin is gemaak. En op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. En dan die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Die 6de gebod, jy mag nie doodslaan nie. Die 7de gebod is, jy mag nie egbreek nie. 8ste gebod is, jy mag nie steel nie. Die 9de gebod, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En dan laastens, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Onse Vader wat in die hemel is, skepper van alles wat gemaak is. U wat die wetgewer is en u wat die raadsplan vir die wêreld in u hand hou. U volk is weer voor u vergader hierso vanoggend, maar ook die wêreld oor. Orals waar die naam van u seun Jesus Christus aangeroep word in gees en in waarheid. Ons kom hier by mekaar vanoggend, Hemelse Vader, met die wete dat ons het onrein lippe en ons woon onder 'n volk wat onrein lippe het, dat ons nie waardig is om u naam op ons lippe te neem nie. Soveel van die wêreld wat ons in woon op ons afskuur, in die woorde wat ons gebruik, in die gedagtes wat ons koester, in die afgoderry, ons eie willige godsdiens, ons ongehoorsaamheid, die haat wat ons in ons ronddra, die begeertes na die vreemde vlees, ons begeerte om onsself te verryk, feit dat ons nie altyd die waarheid praat nie, soveel van die wêreld wat ook op ons afskuur, Hemelse Vader, dat ons ook dan met huiwering vanoggend voor u staan, maar terselfdertyd met die sekerheid dat u nie na ons kyk soos ons is nie, maar soos u seun Jesus Christus is in al sy heiligheid en skitterend, ook waar hy vir ons intree in genade.
Ons roep sy naam aan vandag in hierdie erediens, want ons het geen ander naam waardeur ons gered kan word nie. En ons bid vir die kragtige werking van sy Heilige Gees om ons te troos onder hierdie omstandighede. Nie net om ons te troos ten opsigte van die verlossing wat ons by U het, die kwytskelding, die regverdigmaking wat ons by U het nie, maar ook verlossing in die sin dat die Heilige Gees met ons sal wees op ons pad deur hierdie lewe en in hierdie week wat kom. En so bid ons dat die werking van daardie Gees oral vandag waar U woord oopgemaak word, wees met die getroue diensknegte wat nie terugdeins om te spreek, so sê die Here, Here nie. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Twee skrifgedeeltes uit die Nuwe Testament. Die een, die apostel Paulus se brief aan die Romeine, en dan die tweede brief van die apostel Petrus. Daar sal ons uit die tweede hoofstuk lees. In Romeine 1 gee die apostel Paulus 'n beskrywing van die sondegevalle wêreld, wat ons ook vandag natuurlik beleef. En ek lees vanaf vers 18 van die eerste hoofstuk. Want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Omdat wat van God geken kan word in hulle openbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar. Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegginge en hulle onverstandige hart is verduister. Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword. En die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens en van voëls en viervoetige en kruipende diere. Daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te onteer. Hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en die skepsel vereer en gedien het bo die Skepper wat geprys moet word tot in ewigheid. Amen. Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in die wat teen die natuur is. En net so het ook die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en in hulle welles teenoor mekaar ontbrand. Manne het met manne skandelikheid bedrywe en in hulle self die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. En omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid, om te doen wat nie betaam nie. Hulle is vervul met allerlei ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsug, ondeug, volnydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid, nuusdraers, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaards, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam aan die ouers, onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig. Mense wat al ken hulle die verordening van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien. Die dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. En nou blaai ons na die brief, die tweede brief van die apostel Petrus, die tweede hoofstuk.
Die opskrif daarso is valse profete en leraars. Ek gaan die eerste 2 verse lees en dan weer vanaf vers 17. Die eerste 2 verse skep 'n algemene inleiding. Maar daar was ook valse profete onder die volk, net soos daar onder julle valse leraars sal wees, wat verderflike ketterye heimlik sal invoer en ook die Here wat hulle gekoop het verloon en 'n vinnige verderf oor hulle self bring. En baie sal hulle verderflikhede navolg, en om hulle ontwil sal die weg van die waarheid gelaster word. En dan vanaf vers 17, hulle is waterlose fonteine, miswolke voortgedrywe deur 'n stormwind, vir wie die donkerheid van die duisternis vir ewig bewaar word. Want deur trotse woorde vol onsin uit te spreek, verlok hulle deur begeerlikhede van die vlees en ongebondenheid, die wat waarlik die mense ontvlug het, wat in dwaling wandel. Hulle beloof vryheid aan hulle, terwyl hulle self slawe van die verdorwenheid is. Want waar 'n mens deur oorwin is, daarvan het hy ook 'n slaaf geword. Want as hulle, nadat hulle deur die kennis van die Here en Saligmaker Jesus Christus, die besmettinge van die wêreld ontvlug het, hulle tog weer deur hierdie dinge laat verstrik en oorwin word, dan het vir hulle die laaste erger geword as die eerste. Want dit sou vir hulle beter wees as hulle die weg van die geregtigheid nie geken het nie, as dat hulle, nadat hulle dit leer ken het, hulle afkeer van die heilige gebod wat aan hulle oorgelewer is. Maar oor hulle het gekom wat die ware spreekwoord sê, die hond het omgedraai na sy eie uitbraaksel en die gewaste sog om in die modder te rol. Dit is die woord van die Here en ons lees tot sover daaruit. 2 Petrus 2, die 20ste vers. As hulle, nadat hulle deur die kennis van die Here en Saligmaker Jesus Christus die besmettinge van die wêreld ontvlug het, hulle tog weer deur hierdie dinge laat verstrik en oorwin word, dan het vir hulle die laaste erger geword as die eerste. Geliefdes, hoe kom dit dat die westerse Christendom haarself tans in 'n krisis bevind? Nie 'n krisis van vervolging nie, was dit maar eerder dit. Nie 'n krisis van 'n gebrek aan Bybels nie, want ons westerse beskawing, samelewing het nou al vir eeue lank nie meer 'n probleem daarmee nie. Maar 'n moreel-sedelike krisis. Ek verwys na die moeras waarin ons bevind. 'n seksuele moeras. Die hele westerse samelewing het daarin vasgeval, meegehelp deur 'n stortvloed van reklame wat die hoerlewe reklameer. Tydskrifte soos Huisgenoot, films en televisieprogramme, helde en heldinne van die popmusiek. Ek wil nie eers probeer om alles op te noem nie, dis 'n seksuele moeras. En oral lê die lyke van die verrotte huwelike. Ouerlyke, kinderlyke, orals die bleek siele wat hulle self nie meer kan verhelp nie. Buiteegtelikheid het die norm geword. Die moeras bestaan is al wat hulle ken. En die Christendom self kan nie daaruit loskom nie. Daar's kerkverbande wat besig is om daaraan te versink. Die Rooms-Katolieke Kerk wêreldwyd styer van die een skandaal na die ander van priesters en kerkleiers wat hulle self aan jong seuns vergryp het. Maar voor verlede week is 'n selferkende en 'n openlike sodomiet in 'n NG gemeente in Kaapstad as predikant bevestig.
En die voorsitter van die algemene moderamen, Dr. Nelis Janse van Rensburg, het by die geleentheid gesê, dat hulle oneindig trots is op die jong man. Die afgelope Vrydag word dit die aanvaarding van hierdie praktyk deur die Hooggeregshof op alle NG Kerke afgedwing. In ons eie gereformeerde kerkverband, want baie kerkrade in ons eie kerkverband het nou al opgegee om uit die dryfsand van die talle oortredings van die 7de gebod te probeer kom. En ouers kyk nou maar toe, hoe hulle kinders in 'n staat van hoerery verval. Sommige probeer selfs om dit goed te praat. Hoekom is dit so? Hoe het dit gekom dat ons in hierdie toestand beland het? Hoe het dit gebeur dat Petrus se woorde vir ons wat afstam van 'n stoere, vrome, gereformeerde voorgeslag, hoe het dit gebeur dat Petrus se woorde vir ons waar geword het? Dat nadat hulle deur die kennis van die Here en die Saligmaker Jesus Christus die besmettinge van die wêreld ontvlug het, hulle tog weer deur hierdie dinge laat verstrik geraak het en dat daai dinge hulle weer oorwin het. En dat die laaste nou vir hulle erger geword het as die eerste. Die besmettinge van die wêreld. Dit word in Romeine 1 vir ons meesterlik opgesom. Die besmettinge van die wêreld en wat die oorsaak daarvan is. Omdat die mensdom die waarheid onderdruk, omdat die mensdom God nie as skepper wil erken nie, omdat die mensdom eerder die mens self aanbid en die skepping self aanbid, daarom het God hulle oorgegee. Hulle het die heerlikheid van die onverganklike God verander, hulle het dit verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens en van voëls en viervoetige en kruipende diere. Dis die stempel van die heidendom, mensaanbidding, natuuraanbidding, die aanbidding van moeder aarde. En in die praktyk manifesteer dit in heksery en towery en die ritmiese dansery aangevuur deur die tromme van die hel. Mense wat hulle eie vlees laat prik en met gedrogte laat tatoeëer. Mense wat hulle vlees perforeer en dan soms ook bering ook. Hoe word die toorn van God oor hierdie mensdom openbaar, hierdie mense wat die waarheid onderdruk? God gee hulle oor. So sê die apostel Paulus, God gee hulle oor aan die gevolge van hulle sonde. Dis asof die Here sê, as julle die natuur wil aanbid, as julle diere wil aanbid, dan sal ek julle toelaat om minder as diere te word. God het hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander teen die wat teen die natuur is, en net so ook die manne, die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar, en hulle in hulle welles teenoor mekaar ontbrand. Homoseksualiteit en lesbianisme. Dis die skandelike hartstogte wat eerste genoem word. Maar daar's nog 'n hele rits ander sondes, misdrywe, wat ons tyd baie sterk van getuig, die ongeregtigheid, die hoerery, die boosheid, die hebsug, die ondeug, die nydigheid, die moord, die twis, die bedrog, die kwaadsprekery, die geweld, die grootpratery, die ongehoorsaamheid en so meer. God gee hulle oor. En hier is dit belangrik dat ons moet opmerk dat die skrif vir ons dus 'n baie duidelike oorsprong vir die verskynsel van homoseksualiteit gee. Dit kom eerstens nie vanuit 'n gebrekkige opvoeding of 'n afwesige pa nie. Die oorsprong lê nie in die menslike kromosome nie. Dis nie 'n toevallige oriëntasie nie. Die oorsprong van die verskynsel van homoseksualiteit moet eerstens by die almagtige God gesoek word. 'n God wat 'n samelewing daaraan oorgee. Omdat daardie samelewing hom nie as skepper wil erken nie.
En Paulus skryf hierdie brief aan die Romeine in die 1ste eeu, en hy beskryf die Grieks-Romeinse samelewing van sy tyd. Dis die heidendom wat tot in die wortel verrot is deur gesinsverbrokkeling en opstandige kinders, verslaaf aan sensasie en skouspele in die publieke arenas, deur trek met pornografie en hoerery, homoseksualiteit en lesbianisme. Hierdie mense wandel in die verdwaasheid van hulle eie gemoed, so skryf Paulus aan die Efesiërs. Hulle is verduister in die verstand. Hulle is vervreemd van die lewe van God. Hulle het hulle self oorgegee aan ongebondenheid. Hulle is die duiwelse slawe. En die Christelike geloof het as redding tot hierdie vervalle wêreld gekom. Vandag nog. Die Christene het begin skyn soos ligte in die wêreld, skyn soos ligte te midde van 'n krom en verdraaide geslag. Dit was deel van die ongelooflike sukses van die vroeë Christendom. Hulle het die samelewing 'n alternatief gebied. 'n sedelike alternatief gebied. En dan weer skryf Paulus aan Titus, hy sê die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. En dit leer ons om die wêreldse begeerlikhede te verloon en om ingetoe en vroom in hierdie wêreld, hierdie teenwoordige wêreld te lewe. Die gelowiges, sê hy verder, se gedrag is 'n versiering vir dit wat ons die wêreld leer. Hou jou lewenswandel onder die heidene skoon, so skryf Petrus in sy eerste brief. En die rede is eenvoudig. Die heidendom moet die alternatief kan sien. Hulle moet kan sien dat die Christus vervulde lewe die antwoord op hulle nood is. Petrus se tweede brief getuig egter van ietwat ander omstandighede. Want jy sien, die duiwel en die Satan het intussen sy eie teenoffensief geloods. Op sy beurt het hy weer valse profete onder die volk ingestuur. In vandag se terme kan ons hulle as valse teoloë beskryf. Valse leraars wat verderflike ketterye heimlik by die geloofsgemeenskap invoer. Gedagtes in stryd met die skrif word so siekies ingevoer. En die uiteinde daarvan is verderflik, dit verrot ook. So word die geloofsgemeenskap terugverlok en verlei na die begeerlikhede van die vlees, terug na die ongebondenheid. Hulle beloof vryheid aan die geloofsgemeenskap. Hulle sê, ons gelowiges hoef mos nie so eng te wees nie. Ons hoef nie meer in 'n 6-daagse skepping te glo nie. Ons hoef nie meer die Sondag Sabbat te onderhou nie. Ons hoef nie meer vroom en preets aan te trek soos ons voorouers nie. Ons dogters wil ons ook graag seksie lyk. Hoe gaan hulle anders 'n man kry? En ons kan maar skei as ons so dink, as ons nie meer by mekaar pas nie. En ons kan ook maar saam bly as ons dink dat ons wel by mekaar pas. Hulle beloof vryheid aan die geloofsgemeenskap. Ook 'n vryheid van alle diskriminasie. Ons sal nie meer teen iemand diskrimineer as daardie persoon sy seksuele drange wil uitleef soos hy of sy wil nie. Elke diertjie het sy plesiertjie. Ons kan nie teen iemand diskrimineer as hy of sy tot sy eie geslag aangetrokke voel nie. Hulle beloof vryheid aan die geloofsgemeenskap. Maar dis 'n vryheid wat, soos ons skrifgedeelte sê, uiteindelik lei tot slawerny. Die mense wat hulle volg, word slawe van die verdorwenheid. Uiteindelik werk hierdie leraars ook met 'n ander godsbegrip. Hierdie vals teoloë hou miskien 'n Christus aan die mense voor, maar dit is 'n Christus sonder sy wet. Hulle het hulle self afgekeer van die heilige gebod wat aan hulle oorgelewer is. Hulle hou miskien Jesus Christus as verlosser voor,
maar hulle verswyg dat hy ook koning is. Dat hy ook koning van ons lewens is, en dat hy 'n radikale verandering van ons vra. Die beeld van God wat hulle voorhou, is 'n valse beeld. Hierdie tweede brief van Petrus, soos ons sien, is onder heeltemal ander omstandighede geskryf as Paulus se brief aan die Romeine. Hierdie brief beskryf nie die heidendom se toestand nie. Hierdie brief beskryf die verrotting wat ingetree het in die geloofsgemeenskap. 'n Geloofsgemeenskap wat reeds kennis gemaak het met die Here, die saligmaker Jesus Christus, wat reeds die besmettinge van die wêreld ontvlug het, maar nou keer hulle weer terug daarna, soos 'n hond wat omdraai na sy eie uitbraaksel toe. Wat gebeur met so 'n gemeenskap? 'n Gemeenskap wat weer na die heidendom toe teruggesuig word. Die laaste sal erger wees as die eerste, so sê ons teksvers. God sal sy vriendelike aangesig van hulle wegdraai, soos hy dwars deur die skrif, van Genesis af, sy vriendelike aangesig van die verbondsverbrekers weggedraai het. God sal hulle oorgee, soos daar in Romeine 1 beskryf word, hoe hy die heidendom oorgegee het. Die geloofsgemeenskap sal aan homoseksualiteit en lesbianisme oorgegee word. Homoseksualiteit en lesbianisme in sigself word die vervloeking in die geloofsgemeenskap. En daar sal bykans nie meer 'n familie wees wat nie daardeur getref word nie, deur die bank. En nou verstaan u die krisis wat die gereformeerde kerke in hierdie land in die gesig staar. Die gereformeerde kerke in hierdie land sal uiteindelik 'n aanpassing moet maak, so word geredeneer. Die gereformeerde kerke sal uiteindelik moet aanpas. Hoekom? Dis nie net die tydsgees nie. Dis nie net die akte van menseregte of die wêreldse hofuitsprake wat die damwal sal laat breek nie. Dis ook die ontstellende feit dat soveel van hierdie kerke se lidmate, soveel van hierdie kerke se eie families, soveel van hulle eie predikante reeds deur hierdie vloek getref is. Om daardie lidmate te behou, sal daar nou 'n aanpassing gemaak moet word. 'n Samelewing wat God nie erken nie, 'n samelewing wat Jesus Christus nie wil erken nie, sal die noodwendige gevolge vergelding van hulle dwaling ontvang. Nie net die ewige oordeel nie. Nee, God se oordeel word nou reeds in hierdie wêreld geopenbaar, so lees ons in Romeine 1. God gee daai samelewing oor aan die gevolge van hulle sonde. So vandag tel die homoseksueles in die westerse wêreld in hulle miljoene der miljoene. Hulle vorm drukgroepe in Amerika, in Europa en in Kanada, drukgroepe wat dikwels sterk genoeg is om regerings tot 'n val te bring. Daai samelewings kan onmoontlik op die lange duur staande bly. Maar net soos die Grieks-Romeinse samelewing in Paulus se tyd uiteindelik opgevrot het, so is hulle besig om op te vrot. Wat sê die apostel Paulus? Hulle die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. En vandag loop Suid-Afrikaners self onder 'n plaag van homoseksualiteit deur. Die homoseksueles en die lesbiërs het hulle eie tyd geleef op die publieke uitsaaiers. Dan mag op geen wyse teenoor hulle gediskrimineer word nie. Hulle kan trou en kinders aanneem soos enige ander huwelikspaar en daardie sogenaamde oriëntasie word self as 'n lewenskeuse in die skoolleerplanne voorgehou. Hierdie samelewing sal ook die noodwendige vergelding van sy dwaling ontvang. In 'n geloofsgemeenskap wat agter vals teoloë aanloop, wat die verderflikheid van hierdie teologie navolg, sal noodwendig ook die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. 'n Geloofsgemeenskap wat nie meer bereid is
om sy profetiese taak teenoor hierdie wêreld te vervul nie. 'n Geloofsgemeenskap wat nie meer bereid is om 'n alternatief teenoor hierdie krom en verdraaide geslag te stel nie, sal uiteindelik ook die noodwendige gevolge en vergelding van hulle dwaling ontvang. Hulle sal self krom en verdraaid en skeef begin uitsien. Broeders en susters, ons glo aan die volharding van die heiliges. Ons glo dat die Here Jesus nie een van sy skape wat sy stem volg en hom navolg, dat hy nie een van daardie skape verlore sal laat gaan nie. Die Here weet om die godsaliges uit die versoeking te verlos, so het ons ook gelees. Maar dat die wysers van die uurwerk vir die gereformeerde geloofsgemeenskap in hierdie land naby aan 12 uur staan, daaroor moet ons ook nie twyfel nie. Ons is skoongewas in die bloed van die Here Jesus Christus. Ons is geheilig in die kosbare bloed van ons Here. Laat ons dan soos geheiligdes leef. Amen. Kom, laat ons staan. Genadige God en Hemelse Vader, en soos U woord verkondig het word, wil ons almal in hierdie gemeente en in elke ander gemeente wil ons aan U opdra, almal wat worstel met sonde in hulle lewe, almal wat in hierdie maalkolk van ongeregtigheid en onheiligheid in meegesleer word en wat worstel. Ons bid, Hemelse Vader, U ken U kinders en ons uit ons eie uit is nie in staat om staande te bly nie, maar ons vra U in die naam van ons Here Jesus Christus, dat U ons genade sal aansien, dat U ons lamknieë weer sterk sal maak, dat U ons wat geen ruggraat het nie weer ruggraat sal gee, dat U predikers sal opwek, wat in hierdie tyd onomwonde die waarheid sê, sonder verskoning. Ons bid dit, Hemelse Vader, met die wete dat ons oneindig baie geduld van U ontvang, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.
Ontvang nou die seën van die Here, gaan daarmee in hierdie week wat kom. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, die troostryke gemeenskap van die Heilige Gees, dit sy en dit bly by u almal. Amen.